Matteus 3, vers 15 tot 17. Jesus het geantwoord en vir hom gesê, laat dit nou toe, want so pas dit ons om alle geregtigheid te vervul. Daarna het hy hom toegelaat. En nadat Jesus gedoop was, het hy dadelik uit die water opgeklim, en meteens gaan die hemele vir hom oop, en hy sien die Gees van God soos 'n duif neerdaal en op hom kom. En daar kom 'n stem uit die hemele wat sê, dit is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het. Liewe Heer, dankie vir u woord. Dankie dat ons op u kan staatmaak, dat u woord kan spreek tot ons harte. Mag u dit wat hinder uit die pad uit verwyder. Dit wat in my of dit wat dalk in die omgewing mag pla, liewe Heer, verwyder dit. Mag ons nou hoor wat u spreek, wat die Heilige Gees spreek tot ons harte, met danksegging in die kosbare naam van Jesus Christus. Amen. Sit gerus. As ons 'n naam gaan gee vir vandag se boodskap, dan sal dit wees die doodsklok van die doopbad. Die doodsklok van die doopbad. Jaar gelede was ek in die safari bedryf en ek het baie van my toere het ek gedoen in Botswana in die Okavango Delta, en dan gaan swem mense in die Okavango en jy stap deur die delta en jy en dit is net 'n vreugde. Dit is 'n uiters mooi plek, en toe word ek van daar weggestuur en ek gaan vir 'n ruk toe na Zambië toe, en dan was ek 'n ruk in Tanzanië en ek was op en af en oralste rondtoere gedoen. En toe gaan ek terug Botswana toe, en hier vind ek myself een dag wat ek in die water is, en dis nou nie vreeslik diep nie. Ek praat nou nie van daar naby Etsa waar die groot krokodille swem en goed soos dit nie. Mense is mos bietjie wakker omtrent hierdie goeters. Ek hou nie van 'n plat hond nie. Nou is ek in water wat seker omtrent so diep is, so jy's so in 'n hurkposisie, jy's so, en ek vind myself hier in die water, ek is die hele tyd besig om so te beweeg. En ek probeer om uit te werk, hoekom is ek besig om so rond te skuifel? Ek sit nie net nie. Dis nie 'n kwessie van ek gaan kry 'n lekker plek in die water en dan sit net so. Nee, dis die hele tyd so beweeg. En ek probeer om uit te werk van hoekom op dese aarde is ek besig om te beweeg. En ek stop toe vir rukkie en ek sit net so. 3, 2, 1, byt 'n vis vir my. Dis ek, ja, dis hoekom. Dis hoekom, as jy stil sit hier so, gaan 'n vis jou kom hap, dan dink hy, dis iets wat ek kan eet daai, maar as ek so rondbeweeg, dan weet hy, dis 'n lewende, ek gaan nou nie dit gaan pla nie. Soos nie gekielie wil word deur 'n gieliminkie nie, bly aan die beweeg. En elke nou en dan is 'n sulke vreemde gebruike wat mense het, in daai geval wat ek self weet dat ek net kon nie onthou hoekom ek dit doen nie, maar toe onthou ek baie vinnig. Maar in die skrif dan sien ons ook ietsie wat gebeur, dat iemand is besig met iets en die mense wat daarna kyk, verstaan nie mooi nie. Hulle kyk na dit en, maar hoe dan nou? En ons lees daarvan in Matteus 3. Matteus 3. Johannes het 'n baie goeie verstaan van wat van hom verwag word. Johannes die Doper, hy weet wat van hoekom hy op aarde is, en hy weet dat sy werk is om die pad voor te berei. Sy woorde, hy begin in Matteus 3 vers 2, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Berei die weg van die Here, maak sy paaie reguit. En hy het mense gedoop, en hy het die weg voorberei vir die koms van Jesus. En hier kom Jesus self na hom toe, en sy woorde was, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. En Jesus sê vir hom, is dit nou gaan jy vir my doop. En ek lees in vers 14 van Matteus 3. Johannes het hom ernstig teëgegaan en gesê, ek het nodig om deur u gedoop te word, en u kom na my toe? Hy verstaan dit glad nie. Hoe kan dit wees? Menslik maak dit nie sin nie. Die mindere doop die meerdere. Onmoontlik. En Jesus sê vir hom, laat dit nou toe, want so pas dit ons om alle geregtigheid te vervul. Geregtigheid dat om met in die regte beskouing voor God. En hy laat hom toe.
En hy kom uit die water uit en die hemel gaan oop en die Heilige Gees daal neer soos 'n duif op hom. En toe was daar hierdie verstommende woorde, 'n stem wat uit die hemel uitkom. Dit is my geliefde seun in wie ek welbehae het. En die oomblik toe daai woorde geuiter was, toe was dit 'n doodsklok. Dis 'n doodsklok vir die Satan se koninkryk. Vanwaar die Satan gedink het dat hy 'n houvas het op mense vir altyd, dat sonde skeiding gaan bring tussen die mens en God vir altyd. Nou ewe skielik is hier 'n lewende wese wat loop en dit is woorde soos dit wat geuiter word. My geliefde seun in wie ek welbehae het. So ons sien 'n paar dinge wat hier plaasvind. God gee soveel om vir die mens, dat hy self bereid is om mens te word. Dit is nie so dat hierdie skeiding vir ewig is nie. Dit is nie so dat die skeiding van so 'n aard is, dat God nie dit kan oorbrug nie. Satan se bewind kom tot 'n einde, en die aankondiging het daar plaasgevind. Dit is nie so dat die mens net op sy eie gaan wandel nie. Dis nie so dat die mens vir altyd vas gaan wees nie. En Jesus het daar vir ons die voorbeeld gegee van wat ons self dan gaan doen. Wat ons ook sal deurgaan. In Matteus 28 vers 19 dan sê dit, gaan dan heen en maak disippels van al die nasies. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En ons het gepraat hiervan 2 weke gelede, wat daai gaan dan heen beteken, soos wat jy gaan deur die lewe, soos wat jy besig is om te wandel saam met God, maak disippels. Maak disippels. Dis nie iets spesiaals wat dan ekstern van dit gedoen word nie. In die proses daarvan om te wandel met God, deur om 'n disipel te wees, maak dan disippels, soos wat jy gaan. En ons het verlede week, toe ons daarvan gepraat is, dat neem my juk op julle. Almal wat vermoeid en belas is, neem my juk op julle. Want my juk is sag en my las is lig. So wanneer ons dan saam met die Here werk, dan werk alles. En terwyl ek besig is om 'n juk op myself te plaas, wat nie myne was om te dra nie, dan gaan dit swaar wees, dan gaan dit ongemaklik wees, en dan werk dit nie. Maar ons kom tot by 'n punt wat ons self na die doopwater gaan, omdat iemand op 'n stadium gewandel het as 'n disipel, omdat ons op een of ander manier blootgestel is, dan kom ons na daai selfde plek, en dan sê ons, ek sal ook wil. En ons lees daarvan in Kolossense 2. Kolossense 2, as jy saam wil volg. Ek lees vanaf vers 9 in Kolossense 2. In hom woon al die volheid van die Godheid liggaamlik, en julle het die volheid van hom wat die hoof is van alle owerheid en mag, en wie julle ook besny is met 'n besnydenis wat nie met hande verrig word nie, deur die liggaam van die sondige vlees af te lê in die besnydenis van Christus. En hier kom dit nou, omdat julle saam met hom begrawe is in die doop. Begrawe in die doop. Die ou lewe word neergelê, want die ou lewe het dan nie veel doel gedien nie. Die ou lewe het allerhande moeilikhede dat hy veroorsaak, maar daar's iets wat beskikbaar is. Daai lewe word neergelê, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God, wat hom uit die dode opgewek het. Jesus het gesê dat hy doen dit nou om vir ons die voorbeeld te gee. Hy gaan dan deur die doopwater, soos wat ons ook deur die doopwater gaan. En soos wat hy daar opstaan en die Heilige Gees daal op hom neer, dan is dit moontlik vir ons om ook op te staan uit die doopwater uit, splinternuut, en die Heilige Gees sal dan uitgestort word oor ons. Dit is die belofte. En julle wat dood was deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak, deurdat hy julle al die misdade vergeef het, en die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het, deur dit aan die kruis vas te naal, nadat hy die owerhede en magte uitgeklee
en in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer. Die doodsklok het gelui by daai doopbad en gesê, Satan, jou bewind kom tot 'n einde. En dit word bewys elke keer wanneer iemand kom na die doopwater toe, dat hulle sê, ek is nie vasgebind deur die vyand nie. Vrylik, uit my eie wil uit, kies ek Jesus. Juan, jy het uit jou eie uit, het jy Jesus gekies en gesê dat jy hiernatoe wil kom. Pieter, Nadia, julle kom nie omdat julle gedwing is nie, maar julle het geweet dat die lewe wat julle gehad het, dit is wat ook al daar so was, daar's iets beters in Christus. Aiden, die rede hoekom jy kom is omdat daar 'n lewe is in Christus wat jy baie graag wil hê. Niemand het jou gedwing nie, maar jy het dit gekies. Jy is 'n voorbeeld daarvan dat die vyand het nie 'n houvas op jou vir altyd. Jou lewe getuig dan daarvan dat jy 'n keuse kan maak vir God. Stefan, dieselfde geld vir jou. Sylvia, julle neem daai keuse om dit dan te kan sê en die doopbad, hierdie doopbad wat hier is, wanneer ons nou hierso gaan doop, weer eens sal daai doodsklok dan lui, weer eens dan betwis ons die reg wat die vyand het tot mense se lewe, en te sê, Jesus Christus het gesterf aan die kruis, sodat ons kan lewe. Ons word neergelê daarso in die doopbad, in die doopbad, sodat ons kan opstaan na 'n nuwe lewe. Die vyand se houvas is nie finaal nie. Prys die Here se naam daarvoor. Die teksgedeelte gaan verder. En dan praat dit in Kolossense, as julle saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus wat ons lewe is geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. En daai ding van om te dink dan in hierdie nuwe manier, is dit wat die Here vir ons bied. Dink dan dit wat daarbo is. Dink wat hy gedoen het. En wanneer ons dink aan dit, dan vind die volgende goeters plaas. En ek lees in Kolossense 3 vers 12. Lang stuk wat Paulus hierso praat daarvan. Maar dan kom dit tot by die punt van die goeters wat ons self kan beheer. Dan sê dit, beklee julle dan, soos wat julle vandag, die 6 doopkandidate en ek, al 7 van ons, gaan 'n dooprok aantrek. Ons gaan daai doopkleed aan hê, wat aan ons verskaf word. Dieselfde soos wat Christus aan ons 'n kleed verskaf. Dit is nie ietsie wat ek gemaak het nie, dit is nie ietsie wat 'n persoon vervaardig nie. God gee dit aan ons, as simbool, dan dra ons dit nou. Maar sê dit sê, beklee julle dan, as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid. Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander 'n klag het, soos Christus julle vergeef het, so moet julle dit ook doen. Dit word soms gevra, as 'n persoon uit die doopwater uitkom, is dat hoe is hulle dan anders? Hoe is hulle dan anders? En sommige mense sal sê, is dit nie, as hulle uit die doopwater uitkom, dan gaan hulle elke Sabbat, hulle gaan die Sabbat hou, hulle gaan elke Sabbat gaan hulle hier by die kerk wees. As hulle uit die doopwater uitkom, dan gaan hulle gaan dan nie meer belangstel in sport nie, byvoorbeeld. Hulle dieet gaan verander. Jy gaan nooit vind dat hulle 'n slegte woord sê nie. Hulle gaan nooit hulle meer verloor nie. Hulle sal die skrif op die vingerpunte ken en hulle gaan altyd net so loop met hulle hande so saamgevou met 'n stille atmosfeer van, ja broeder, is die Here nie magtig nie broeder? En is waar, die Here is magtig, maar is dit so dat die mens altyd so in hierdie atmosfeer van plegtigheid saam met hulle rondloop? Word mense monnik as jy uit die doopwater uitkom? Ek het dit nog nie gesien nie. Ek het nie al baie lank op hierdie planeet nie, maar ek het nog nie daai gesien nie. Maar hier is ietsie wat wel die waarheid is. Wanneer dit sê, beklee julle dan, dan is daar
'n keuse wat ons wel uitvoer. Daar's 'n keuse wat elkeen wat gedoop is, uitoefen. Want elke een wat kom na die doopwater toe, elkeen wat sê, ek wil my ou lewe neerlê, moes al die besef gehad het, maar daar's iets beters wat ek eerder sal wil hê. Ek wil nie bly in die lewe wat ek gehad het nie. Aan elkeen van ons is daar sagmoedigheid bewys deur Jesus self. Met elkeen van ons was Jesus lankmoedig. Aan elkeen van ons het hy na ons toe gekom in nederigheid. Dink net, God self wat homself verneder om op die aarde 'n liggaam te kom neem en swaar te kry, geslaan te word vir dit wat ek verkeerd gedoen het. Aan ons is daai nederigheid geopenbaar. Aan ons het hy, teenoor ons was hy sagmoedig, met ons was hy lankmoedig. Innerlike ontferming en goedertierenheid is aan ons bewys. En as ek opstaan uit die doopwater as 'n nuwe mens, met 'n verandering wat in my hart teweeggebring het, dan staan ek op daar met die wete, ek het niks bygedra tot hierdie proses nie. Al wat ek gedoen het, is ek gesê, ja Here, ek erken, u idees is beter, u weet van beter, die pad wat u graag wil hê, ek sal dit saamstap. En omdat aan my, met my was daar lankmoedig gewees, teenoor my was daar in nederigheid opgetree, teenoor my was daar sagmoedigheid geopenbaar, teenoor my was daar innerlike ontferming en goedertierenheid getoon, dan toon ek dit ook aan ander. Dan toon ek dit ook aan ander. Maar ek leef dan volgens daai skrif as 'n uitverkorene van God, heilig en geliefd. En omdat ek weet ek geliefd is, dan het ek nie so slegte beskouing van myself nie. Omdat hy vir my beskou as 'n heilige, dan hou ek myself nie besig met onheilige goed nie. Omdat hy my beskou as 'n uitverkorene, dan wandel ek op 'n sekere weg, want kyk na die prys wat hy betaal het vir my. Ek gaan nie meer hierdie ander goeders mee besig wees nie. Ek gaan nie. Kyk na die prys wat hy betaal het. En terwyl ek dan wandel en ek toon in daai wandel sagmoedigheid aan iemand anderster. Ek behandel ander mense in nederigheid, in sagmoedigheid, goedertierenheid teenoor hulle, dan wys ek aan hulle dat hulle nie so nutteloos is soos wat hulle dink, soos wat die wêreld vir hulle vertel hulle is nie. Hulle is nie so magteloos soos wat hulle dink hulle is, soos wat die wêreld vir hulle graag wil vertel nie. Hulle is nie so vasgebind in sonde soos wat die sonde vir hulle wil wys maak nie. Deur die lewe van 'n doopeling, deur die lewe van die een wat opstaan uit die doopbad, lui die doodsklok elke dag. Dat Satan se bewind kom tot 'n einde. Satan se houvas is nie vir ewig nie, want Jesus het ons vrygekoop en opgestaan in 'n nuwe lewe. Dan kan ons werklik wandel, uitverkorenes van God, geliefd. Heeltemal in kontras van dit wat die wêreld aan die gang is en dit wat mense mag glo. Hierdie is 'n wonderlike blye dag. Dis 'n wonderlike blye dag. Elke keer as ons nagmaal gebruik, dan gebruik ons dit hierso as 'n verkondiging. Ons verkondig die dood van die Here totdat hy kom, en in die doopbad dan verkondig ons die nuwe lewe wat die Here skenk. En ons lewe daai nuwe lewe in die volheid wat hy vir ons beskikbaar het, elke dag totdat hy kom. Amen.